Goeienaand broers en susters. Hartlik welkom in die huis van die Here. Sê vir Dokter geluk by die jaar vandag. Die jongman is die hele 51. Van ons sê die tweede 50 is beter as die eerste 50. Kom ons begin, dan sing ons saam. Lied 415. Daar van die eerste en die derde vers. Lees tot by vers 18. Sefanja 1 vanaf vers 1. Die woord van die Here het gekom tot Sefanja, seun van Kusi, seun van Gedalia, seun van Amaria, seun van Hiskia. Dit het gebeur in die regeringstyd van koning Josia van Juda, seun van Amon. Ek gaan 'n einde maak aan alles op aarde, sê die Here. Ek gaan 'n einde maak aan mens en dier, aan voëls en visse. Ek gaan 'n einde maak aan die wat mense laat struikel het en aan die goddeloses. Ek gaan die mense van die aarde af uitroei, sê die Here. Ek gaan my hand uitsteek teen Juda, teen al die inwoners van Jerusalem. Ek gaan uit hierdie plek uitroei wat nog van Baal oor is. Die naam van die afgodspriesters, van al die priesters, die wat op die dakke die hemelliggame aanbid, die wat die Here aanbid en aan hom trou sweer, maar terselfdertyd ook aan nou kom, die wat die rug vir die Here draai. As hy wil nie vra nie en hom nie raadpleeg nie. Wag in stilte op die Here God. Die dag van die Here is naby. Hy het 'n maaltyd voorberei en die wat hy genooi het, gewy. Op die dag van die maaltyd sal ek, die Here, die amptenare en die prinses straf, almal wat uitlandse klere dra. Daardie dag
Sal ek almal wat uit bygeloof nie eens op 'n drempel trap nie, en wat die huis van hulle koning met geweld en bedrog sal, daardie dag, sê die Here, sal daar noodkrete klink by die vispoort uit, gehuil in die tweede stadswijk, harde smagkrete van die heuwels af, huil inwoners van Vysel, want al die handelaars word uitgejaag, almal wat geld afweeg word uitgeroei. Daardie dag sal ek Jerusalem met lampe deursoek en die mense straf wat met hulle self tevredenheid dink. Die Here doen nie goed of kwaad. Hulle besittings sal geplunder word, hulle huise verwoes word. Hulle sal huise bou, maar nie daarin woon nie, wingerde plant, maar nie die wyn drink. Die groot dag van die Here is naby, baie na. Dit kom gou. Luister hoe bitter, hoe skril klink die geskreeu van die soldate die dag. Die dag is 'n dag van toorn, 'n dag van nood en benoudheid, 'n dag van storms, 'n verwoesting, 'n dag van donkerte, van duisternis, 'n dag van wolke, van swaar onweer, 'n dag waarop die ramshoring sal blaas en die krygsgeskreeu sal klink teen die vestingstede, teen die hoë hoektorens. Ek laat angs die mense pak sodat hulle soos blindes loop. Want hulle teen my gesondig. Hulle bloed sal vergiet word asof dit so min werd is as stof. Asof hulle liggame niks meer as uitwerpsel is. Nog hulle silwer, nog hulle goud sal hulle laat red op die dag wanneer die toorn van die Here losbreek. Wanneer die hele land verteer word deur die vuur van sy woede. Hy bring vernietiging en skrik oor al die inwoners van die land. Tot sover. In elke tyd van die geskiedenis was daar mense wat gesê het God bestaan. Of wat gemaak het, of hy nie bestaan. In ons tyd is daar selfs teoloë wat God is dood teologie omverp. Hulle sê, as hy ooit gelewe het hy in die tussentyd gesterf. Ons het hom doodgemaak, ek en jy, sê Nietzsche. Die profeet Sefanja vertel aan die mense in sy tyd selftevrede gesê, die Here doen nie goed of kwaad. Met ander woorde, God is nie 'n faktor. Hy kon net so wel nie bestaan. Wanneer jy miskien al gebid het, en niks verander nie, het jy dalk ook al in die hart gedink, is daar regtig 'n God? Dalk het jy so gedink as jy Sefanja 1:7 lees, waar hy sê die dag van die Here is naby. Dis al 26 eeue later. Wat het van hierdie woorde geword? Maak God nie maar net dreigemente wat hy nooit uitvoer. Wat word van al die beloftes van God? Dalk moet ek dit met hierdie voorbeeld verduidelik, of dalk 2 voorbeelde. As jy Kaapstad vlieg, gaan by Lensburg verby, sien jy 'n bergreeks op die horison. Maar hoe nader jy kom, hoe meer sien jy maar, daar is nie net een bergreeks. Daar is nog bergreekse daar agter. En as jy met die eerste reeks berge verby is, dan sien jy maar daar is nog 'n reeks daar. Verder op die horison, nog iets wat lyk soos 'n reeks berge. Of, as by die see en jy sien die kom 'n brander aan. Dan breek hy, en dan kom hy vol. Hy breek, en dan kom die volgende nie. Dis so in die Bybel ook. Onder andere is Sefanja sê, die dag van die Here is naby, die dag van Afrika. Die jong koning Joshua
Josia, het hierdie preek van Sefanja ter harte geneem. En toe voer hy hervormingsdeur wat die oordeel uitstel. Maar na Josia preek Sefanja te vergeefs vir die laaste 4 konings van Israel, van Juda. Toe die jaar 566 voor Christus aanbreek, toe kom die dag van die Here waarvan Sefanja vertel het, daai eerste reeks wat ons so gesien. En Juda word verslaan. Die stadsmure word afgebreek, die tempel word geplunder en verbrand. Duisende mense sterf, die wat oorbly word weggevoer in ballingskap. Nou bring dit ons by ons vandag. Ons het 'n manier om self tevrede te word as dit goed gaan. Dink jy raak ons self tevrede oor ons godsdiens en ons verhouding met God? Maar vergeet ons, dis net genade dat ons sy kinders is. En dis gewoonlik 'n baie gevaarlike tyd vir ons. Gelowiges begin dan die volgende gedagtes koester. Ag, waar was ek net gekom? Sal maak dit op. Laat dinge maar bly soos dit is, dat iemand anders aandag gee daaraan. Of eintlik, ek gee nie regtig om nie. Niks kan 'n mens se geestelike lewe so verongeluk soos selftevredenheid. Ek weet nie hoe spreek my sy naam uit nie. Søren Kierkegaard, of Kierkegaard, is het een filosoof. En die volgende storie vertel van 'n gans wat op 'n boer se erf geland het nadat hy gewond is. Toe land hy tussen 'n klomp honders. En hy het saam met die honders geslaap, geloop en geëet. Na tyd begin hy dink hy is 'n honder. Eendag vlieg daar 'n swerm ganse verby, die einde van die somer daar. Hulle migreer. Hulle het geskree en hy het dit gehoor. En vertel Kierkegaard, daar iets in hierdie ganse binneste geroer. Hulle het hom geroep om saam met hulle te vlieg. Het sy vlerke geklap, maar omdat hulle nie gebruik het, het net so 'n klein stukkie in die lug opgegaan. En toe het hy gestop en aangehou in die modder van die plaaswerf te lewe. Hulle het geroep, hy het gehoor, maar hy was tevrede met minder. Selftevredenheid maak dat 'n mens gewoond raak aan die modder. Maar word mens nie wat God wil hê jy moet wees. Sefanja het 'n harde woord aan die mense wat selftevrede geraak het in sy tyd. Wat hulle selftevredenheid nie meer regtig aan God gesteer het. By die Jode sê hy, God sal die stad heersoek. En hy sal die straf wat in selftevredenheid dink, die Here doen nie goed of kwaad. Sefanja begin die boek, die preek van vers 1 so. Die woord van die Here het gekom tot Sefanja, seun van Kusi, seun van Gedalia, seun van Amaria, seun van Hiskia. Sefanja trek die lyn van sy familie terug tot by Hiskia. Hiskia was 'n koning. Sefanja was sy agterkleinkind. Daarom sou die mense as gevolg van sy agtergrond eintlik na hom geluister. Hiskia het gelewende tyd toe die mense nie selftevrede was. Hy dis nou Hiskia. Sefanja is mense het selftevrede geword. En hulle nie meer aan God gesteek. En die mense het nie vir God omgegee.
In die tyd van Hiskia was dit anders. In 2 Konings 18 lees ons 'n paar dinge oor Hiskia. Lig vir u vers 5 tot 7 uit. Hiskia het op die Here, die God van Israel, vertrou. Nie een van al die konings van Juda voor of na Hiskia was soos hy nie. Vers 6. Hy was getrou aan die Here en het nie van hom af weggedraai nie. Hiskia was gehoorsaam aan die gebooie wat die Here aan Moses gegee het. Vers 7. Die Here was by Hiskia. Hiskia was so spoedig in alles wat hy onderneem het. Sefanja se tyd het dit alles verander. Hiskia het in totale afhanklikheid van God gelewe. Het vir God gelewe, nie vir homself. En as mens nou Hiskia se mense, Sefanja se mense vergelyk, was hulle wêrelde uit mekaar. En dis hoekom Sefanja so hard praat met die mense van sy dag. Die wat tevrede geword. Daarom sê hy vir hulle in vers 13 tot 18, God gaan julle straf. Vers 13, julle gaan alles verloor. Vers 14, hoor hoe skreeu die soldate, hulle kom om julle dood te maak en julle weg te voer. Vers 15, daardie dag sal 'n dag van toorn en verwoesting wees. En donker. Die dag waarop die ramshoring sal blaas, en 'n skreeu sal klink in die vestingstede. Vers 16. En die angs wat God oor hulle bring, sal hulle laat loop soos blindes, en hulle bloed sal vergiet. En hulle silwer en hulle goud sal hulle nie kan gebruik om God om te koop. Die land sal verteer word deur sy vuur van woede. Met wie praat Sefanja in opdrag van God? Met God se volk wat self tevrede geword het. Ons wat sê, ag, ek is 'n gelowige, is nou maar reg so, maar ek gaan met my lewe aan. Hy praat met mense vir wie God nie meer regtig 'n faktor is. Nie toe nie, maar ook nie vandag. In Openbaring 3 praat God met die gemeente van Laodicea. En dan spreek hy ook hulle selftevredenheid aan as hy sê, omdat julle nie warm of koud is nie, maar lou, gaan ek julle uit my mond uitspoel. Ons kan so maklik selftevrede raak, en net aan onsself dink. En dan raak ons moeg om in die kerk gewoon te wees. Los my, moet my eie ding doen. Moet my nie vra om ander te help nie. Kry iemand anders. Of laat vir onsself. Daar is dinge wat God van ons vra. Maar is makliker om te doen wat die wêreld vra. Los my net uit. Hou die voorbeeld van kapvlieg. By Lensburg sien jy die berge in die verte, 'n magtige reeks teen die horison. Nader dit kom, hoe duideliker word dit as jy net een reeks. As 'n klomp reeks. By die eerste reeks verby is daar nog een, en nog een. God handel nog altyd met die mense in die geskiedenis. En hy gee nog altyd vrede vir die wat hom volg. En hy straf met oorlog. Die wat nie die vrede met hom wil hê. Ons kyk elke aand televisie. En ons sien daar is ellende in die wêreld. En wat dink ons dan? Eintlik dit. Dit kom nie by een van ons op dat die almagtige God van die hemel en aarde besig is om hierdie wêreld te straf wat hom nie meer erken. Soos in Sefanja se straf hy nog steeds mense wat hulle nie aan hom steur. En hy sal dit in die toekoms ook doen. Vir ons is elke dag die dag van die Here.
daar lê soos 'n bergreeks een op die ander. Dus ons aangaan na die volgende berg. Baie keer bring God krisisse in ons lewe om te sê, kom terug, maak reg, soos wat Josia doen. Jy wat sê, God doen nie goed of kwaad, jy is hier vakbaar. Aan die einde is daar die laaste berg. Die dag wanneer Jesus weer kom, soos hy beloof het. Daardie dag sal ons op een van twee maniere reageer. Dit sal baie bang wees, as jou saak met die Here nie reg is. Jy jou nie aan God gesteer. Maar as jou saak met die Here reg is, sal dit 'n dag van vreugde wees. As jy aanvaar dat Jesus het vir jou reggemaak, sal dit 'n blye dag wees. En op die einde kies net een iemand in jou plek. Dis jy. Dis jou keuse. Amen. Daar is nou geleentheid vir gebed.
Hemelse Vader, gee dat ons sal doen wat U vra. Dat ons weet, dan sal dit met ons goed gaan. Amen. Kom ons sing saam met lied 562, af van die eerste en derde verse. Die onderwerp van vanmorgen is God se wil geskied. Kom ons bid, ons vra God se seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die troos en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons